Die telefoon in die Bloemfontein polisiestasie het presies om 3:15 die dinsdagmiddag begin lui. Pieter van der Merwe het sonder om op te kyk van sy papierwerk die horing opgetel, gereed vir nog een roetine-oproep in sy 8 jaar lange loopbaan. Maar die stem wat hy gehoor het alles verander. Dit was 'n kind se stem, bevend en klein met 'n desperaatheid wat onmiddellik deur sy professionele pansering gebreek het. "Oom polisieman, asseblief help my," het die stemmie gesê, so sag dat hy amper moes vra dat sy harder praat. "Hy het my ma onder die vloer weggesteek en sy wil nie meer uitkom nie." Pieter se hand het styf om die telefoon geklou. Hy het honderde oproepe in sy loopbaan hanteer, maar daar was iets in hierdie kind se stem wat hom direk in sy hart getref het. Hy het sy eie ma op 8-jarige ouderdom verloor, en die angs in daardie klein stemmie het ou wonde oopgemaak wat hy gedink het lankal genees het. "Wat is jou naam, liefie?" het hy so kalm moontlik gevra, terwyl hy reeds begin aanteken het en sy kollega met sy hand gewenk het om nader te kom. "Annelie. Annelie Botha. Ek is 7 jaar oud en ek dra my persrok vandag want dit is Dinsdag." Die detail oor die persrok het Pieter laat besef dat die kind probeer kalm bly deur aan gewone dinge te dink. Hy het geweet hy moet haar gefokus hou. "Annelie, jy is baie dapper om te bel. Waar is jy nou?" "Ek is by die huis in Mimosastraat nommer 16. My ma is onder die vloer en sy wil nie uitkom nie." Oom Johan het haar daar gesit om te skuil, maar nou is hy weg en sy praat nie meer nie. Pieter het gevoel hoe sy hart vinniger begin klop. Die scenario's wat deur sy gemoed gevlieg het, was nie aangename nie, maar hy moes kalm bly vir die kind se ontwil. "Is daar enigiemand anders by jou?" "Nee, net ek." Oom Johan het gisteroggend weggegaan en hy het nie teruggekom nie. "Ek het vir ma kos onder die vloer gegee, maar sy het niks geëet nie. Sy sê net sy is moeg." Pieter het reeds sy sleutels gegryp en na die deur begin loop, steeds met die telefoon teen sy oor. Sy kollega, konstabel Thabo Molefe, het onmiddellik verstaan dat iets ernstig was. "Annelie, bly aan die telefoon by my. Ek kom nou dadelik na jou toe. Kan jy vir my sê wat jy om jou sien?" Die kind het begin beskryf wat sy sien, haar stem effens meer stabiel nou dat sy weet iemand kom help. Sy het vertel van die groot breinbank in die sitkamer, van die prentjies van haar en haar ma teen die muur, van die blomme in 'n vaas op die tafel wat begin verwelk het. Elke detail het vir Pieter 'n beter beeld gegee van 'n huis wat eens normaal was, maar nou iets donkers verberg het. Die rit na Mimosastraat het net 4 minute geneem, maar vir Pieter het dit soos 'n ewigheid gevoel. Hy het die hele pad met Annelie gepraat, haar besig gehou met vrae oor haar speelgoed, haar skool, enigiets om haar kalm te hou. Sy het vertel hoe sy elke dag na skool met ma gepraat het deur die vloerplanke, hoe sy stories vir haar ma vertel het oor wat by skool gebeur het. Toe hy voor die klein huis in Mimosastraat stilhou, het dit volkome gewoon gelyk. Netjiese tuintjie, gordyne wat effens gesluit was, niks wat enige alarm sou lei nie. Maar Pieter het geleer om nie op voorkom staat te maak nie. Hy het saggies aan die voordeur geklop. "Annelie, ek is hier. Kan jy vir my oopmaak?" Die deur het stadig oopgeswaai en daar het 'n klein meisie in 'n persrok gestaan. Haar oë was rooi van huil en haar gesiggie was vaal, maar sy het probeer dapper wees. Sy het na Pieter se uniform gekyk en toe begin huil, al haar selfbeheersing het skielik weggesmeld. Pieter het op sy knieë neergeval en die kind toegelaat om teen hom aan te huil. Hy het oor haar kop gestreel en saggies gepraat, presies soos sy ma vir hom sou gedoen het in sulke oomblikke. Hy het geweet dat hierdie kind al te veel verantwoordelikheid gedra het, al te veel vir haar klein skouers. "Waar is jou ma, Annelie?" het hy gevra nadat sy effens gekalmeer het. Die kind het sy hand gevat en hom na die sitkamer gelei. Sy het na die vloer gewys, spesifiek na area waar die mat effens verskuif was. Daaronder. Oom Johan het vir haar 'n spesiale plek gemaak waar sy veilig kan voel. Maar nou kom sy nie meer uit nie. Pieter het op die vloer nader beweeg en aandagtig geluister. Hy kon iets hoor, 'n sagte gehuil of gekreun, dit was moeilik om te sê. Hy het die mat weggetrek en gesien dat sommige van die vloerplanke losser was as ander. Met versigtige hande het hy begin om die planke op te lig. Daaronder was 'n klein ruimte, amper soos 'n kraal wat haastig gebou was. En in daardie ruimte, teen die muur gedruk met haar knieë teen haar bors, was 'n vrou. Haar oë was groot en bang en sy het haar hande oor haar ore gedruk asof sy probeer het om die wêreld buite te blokkeer. "Mevrou Koos Botha," het Pieter versigtig gesê. "My naam is Pieter. Ek is hier om te help."
Die vrou het hom aangekyk, maar nie geantwoord nie. Haar lippe het bewe en haar hele liggaam het getril. Pieter het geweet hy moet baie versigtig te werk gaan. Wat ook al hier aan die gang was, dit was nie 'n gewone situasie nie. Hierdie vrou was duidelik in ernstige nood, maar nie op die manier wat hy aanvanklik gevrees het nie. Hy het teruggekyk na Annelie wat angstig by die deur gestaan het. Het jou maar altyd hier onder gebly? Annelie het haar kop geskud. Eers net soms. Oom Johan het gesê dit help haar om kalm te voel. Maar toe begin sy al langer en langer daar bly. Pieter het geweet hy moet meer hulp kry. Hy het sy radio uitgehaal en versigtig vir Tabo versoek om 'n ambulans en 'n maatskaplike werker te stuur, maar hy het beklemtoon dat dit nie 'n noodgeval was nie. Hy wou nie die situasie vererger deur die vrou nog meer te laat skrik nie. Terwyl hy gewag het, het hy nader aan die opening in die vloer gaan sit, nie te naby om dreigend te lyk nie, maar naby genoeg dat Almari, die vrou, hom kon hoor as hy saggies praat. Annelie het my vertel jy bly hieronder omdat dit jou veilig laat voel. Dit is oukei. Niemand gaan jou dwing om uit te kom voordat jy gereed is nie. Hy het gesien hoe Almari se oë effens verander het, 'n bietjie minder paniek, 'n bietjie meer aandag. Sy het haar hande stadig van haar ore weggevat. Waar is Johan, het sy uiteindelik gevra, haar stem krakerig van ongebruik. Ons probeer hom opspoor, het Pieter versigtig geantwoord. Annelie het gesê hy het gisteroggend weggegaan. Weet jy waar hy kon wees? Almari het haar kop geskud. Hy het vir my gesê hy gaan werk toe, maar hy lyk so moeg. So baie moeg. Ek het hom gesmeek om nie te gaan nie, om by my te bly, maar hy het gesê ons het die geld nodig. Pieter het begin verstaan dat wat hy hier voor hom gehad het, was nie 'n misdaadtoneel nie, maar 'n familie wat desperaat aan mekaar probeer vashou het, terwyl hulle onder onmoontlike omstandighede gebuk gegaan het. Die ambulanspersoneel het binne 20 minute opgedaag, saam met 'n maatskaplike werker genaamd Lindiwe Dlamini. Sy was ervare genoeg om die situasie onmiddellik te assesseer. Sy het by Annelie gaan sit en versigtig met haar begin praat, terwyl Pieter probeer het om met Almari te kommunikeer. Lindiwe het Annelie aangemoedig om te vertel wat gebeur het. Die kind het met 'n helderheid wat hartseer was vir haar ouderdom, verduidelik hoe haar ma na die motorongeluk verander het. Hoe sy bang geword het om buite te gaan. Hoe sy begin het om in die badkamer weg te kruip wanneer dinge te veel geword het. Hoe oom Johan die plek onder die vloer gemaak het, sodat ma 'n plek het waar sy nie hoef bang te wees nie. Ek het kos vir haar gebring, het Annelie verduidelik. En water. En ek het vir haar stories vertel deur die vloer. Sy het soms vir my teruggepraat. Sy het nie haar kind vergeet nie, sy was net te bang om by my te wees. Pieter het gevoel hoe sy keel toegedruk word. Hierdie kind het 'n werk gedoen wat geen 7-jarige hoort te doen nie. Sy het haar eie ma versorg, haar probeer troos, probeer verstaan hoekom haar wêreld so opgedeel was tussen die ruimte bo en onder die vloer. Hy het teruggegaan na die opening waar Almari steeds gesit het. Hy het geweet hy moet haar uit daardie gat kry, maar hy het ook geweet dat dwang net dinge slegter sou maak. Annelie het my vertel van die motorongeluk. Dit moet verskriklik gewees het. Vir die eerste keer het Almari regtig na hom gekyk. Haar oë was vol trane. Dit was nie net die ongeluk nie, het sy gesê. Dit was alles daarna. Die mense wat kyk. Die geluide. Die oop ruimtes. Dit voel asof die hele wêreld te groot is en ek kan nie asemhaal nie. Wanneer laas het jy met 'n dokter gepraat oor hoe jy voel? Almari het skouers opgetrek. Johan het my na iemand geneem, sielkundige. Maar sy het nie verstaan nie. Sy het gesê ek moet net uitkom, dat ek moet probeer. Maar sy het nie geweet hoe dit voel nie. Hieronder is ek veilig. Hier kan niks my seermaak nie. Pieter het geweet dat Almari ly aan iets wat sy nie kon beheer nie. Dit was nie 'n keuse nie, dit was 'n siekte. En Johan, in sy desperaatheid om haar te help, het per ongeluk die situasie vererger deur haar toe te laat om haar in hierdie klein ruimte te verberg. Terwyl hulle gepraat het, het Pieter se kollega gebel met nuus oor Johan. Hy was in die hospitaal. Hy het die vorige oggend by sy werk in mekaar gesak van uitputting en spanning. Die dokters het hom vir waarneming gehou. Pieter het die inligting aan Almari oorgedra. Hy het gesien hoe skuldgevoelens oor haar gesig gespoel het. Dit is my skuld, het sy gehuil. Hy het homself uitgeput om vir my te sorg. Hy werk 2 werkstrooi, hy betaal vir dokters, hy het hierdie plek gebou, en ek het net meer en meer van hom gevra.
Ek het hom stuk gemaak. Nee, het Pieter ferm gesê. Jy het nie gekies om siek te wees nie. Johan het gekies om te help, maar hy het nie geweet hoe nie. Niemand het hom laat weet dat wat hy doen nie regtig help nie. Lindiwe het by hulle aangesluit en met 'n sagtheid wat verbasingwekkend was, begin om met Almari te praat oor die moontlikhede. Oor behandeling wat kon help. Oor mense wat verstaan wat sy deurgaan. Oor 'n manier om stadig, baie stadig, terug te kom na die wêreld sonder om oorweldig te voel. Maar die groot vraag was steeds hoe om Almari uit die gat te kry. Sy was duidelik nie gereed om uit te kom nie, en niemand wou haar forceer nie. Dit was Annelie wat uiteindelik die deurbraak gemaak het. Sy het na die opening in die vloer gestap en op haar maagie gaan lê sodat sy by haar ma kon kyk. Mami, ek is moeg. Ek wil nie meer alleen wees nie. Ek wil hê jy moet by my kom. Almari het na haar dogtertjie gekyk en Pieter kon sien hoe die konflik in haar oë gewoed het. Die liefde vir haar kind teen die angs wat haar verslind het. Ek kan nie, skattebol. Die buite is te groot. Te veel. Maar mami, het Annelie gesê, haar stemmie vol 'n wysheid wat nie by haar ouderdom gepas het nie. Ek is ook bang. Ek is elke dag bang. Maar ek het jou nodig om my hand vas te hou. Daar was 'n lang stilte. Pieter het sy asem ingehou. Hy het geweet dat hierdie oomblik deurslaggewend was. Stadig, baie stadig, het Almari haar hand uitgesteek na haar dogter. Annelie het dit gegryp en vasgehou. As ek uitkom, het Almari versigtig gesê, beloof my dit sal nie te veel mense wees nie. Beloof my dit sal nie te helder wees nie. Lindiwe het dadelik geantwoord. Ek beloof. Net ons wat hier is. En ons kan die gordyne toetrek as dit help. Dit het nog 2 ure geneem. 2 ure van sagte woorde, van versekering, van klein stapte. Maar uiteindelik het Almari haar bene onder haar uitgekry en begin om op te staan. Haar liggaam het geskit soos 'n blaar in die wind. Pieter het die gordyne toegetrek soos beloof en die kamer het donkerder geword, meer ingetoom. Hy het gesien hoe Almari se skouers effens ontspan het. Toe sy uiteindelik uit die gat geklim het, het sy dadelik op die vloer gaan sit, haar rug teen die muur. Dit was duidelik dat sy nie verder kon gaan nie, maar sy was uit. Dit was 'n begin. Annelie het dadelik by haar ma gaan sit en teen haar aangeleun. Almari het haar arms om haar dogter gedruk en hulle het saam gehuil, jare se pyn en verwarring wat uiteindelik uitgevloei het. Die ambulanspersoneel het Almari versigtig ondersoek. Sy was ondervoed en uitgedroog, maar fisies stabiel. Die groter kommer was haar geestelike toestand. Lindiwe het begin om reëlings te tref vir onmiddellike hulp, 'n spesialis wat kon help met wat duidelik erge agorafobie was. Terwyl die volwassenes besig was met Almari, het Pieter met Annelie gaan sit. Hy het geweet dat hierdie kind ook aandag nodig gehad het. Jy het iets baie dapper gedoen vandag, het hy vir haar gesê. Jy het geweet wanneer om hulp te vra. Annelie het hom met groot oë aangekyk. Gaan hulle my ma wegvat? Nee, het Pieter verseker. Hulle gaan haar help. Daar is mense wat weet hoe om jou ma beter te maak. En niemand gaan julle uitmekaar skeer nie. En oom Johan, hy rus in die hospitaal. Ons sal môre na hom toe gaan en vir hom vertel dat jy en jou ma oukei is. Hy het baie hard probeer om julle te help, al het hy nie altyd geweet hoe nie. Die buurvrou, Tannie Betty Kruger, het kort daarna opgedaag. Sy was 'n bejaarde vrou van 78 jaar met vriendelike oë en 'n besorgde uitdrukking. Sy het aan die deur geklop nadat sy die ambulans en polisievoertuig gesien het. Ek het geweet daar is iets verkeerd, het sy vir Pieter gesê. Ek het Almari maande lank nie gesien nie. Johan het altyd so gehaas gelyk, so gestres. Maar ek het gedink dit is net omdat hulle deur 'n moeilike tyd gaan na die ongeluk. Pieter het met haar gepraat en meer van die prentjie begin saamvoeg. Tannie Betty het vertel hoe die familie voor die ongeluk was. Almari was 'n lewendige vrou gewees, altyd besig in haar tuin, altyd vriendelik met almal. Die ongeluk het haar verander. Sy het begin om minder uit te kom, het Tannie Betty vertel. Eers het ek gedink sy herstel net van die beserings. Maar toe het die gordyne altyd toegebly. Die tuinwerk het opgehou. Die enigste een wat ek sien was Johan en Annelie het altyd so ernstig gelyk vir so 'n klein dogtertjie. Die gemeenskap, het Pieter besef, het nie geweet hoe erg dinge was nie. Hulle het simptome gesien, maar nie die volle prentjie verstaan nie. Johan het sy familie probeer beskerm deur hulle stryd privaat te hou,
maar dit het beteken dat niemand geweet het hulle het hulp nodig nie. Teen laatmiddag het 'n sielkundige genaamd Marais opgedaag. Hy was 'n spesialis in trauma en angssteurings wat van Pretoria afgekom het. Hy het versigtig met Elmarie begin praat, haar toestand assesseer en 'n plan begin formuleer. Sy het 'n baie ernstige geval van agorafobie ontwikkel na die trauma, het hy aan Pieter en Lindiwe verduidelik. Die manier waarop Johan probeer het om te help, deur vir haar 'n veilige plek te skep, het ongelukkig die probleem vererger. Sy het geleer dat sy net veilig is in daardie klein ruimte, en dit het haar wêreld al hoe kleiner gemaak. Kan sy beter word, het Pieter gevra. Ja, maar dit gaan tyd neem. Baie tyd. En dit gaan hard werk wees vir die hele familie. Maar met die regte behandeling, ondersteuning en geduld, kan sy leer om weer in die wêreld te leef. Die volgende dag het Pieter Annelie en Lindiwe hospitaal toegeneem om Johan te besoek. Hy het in 'n privaat kamer gelê, sy gesig grys van moegheid en bekommernis. Toe hy Annelie sien, het sy oë dadelik vol trane geword. "Skattebol, jammer, jammer, ek is so jammer," het hy oor en oor gesê terwyl sy na hom toe gehardloop het en hom omhels het. Pieter het gewag totdat hulle albei gekalmeer het voordat hy begin praat. Hy het Johan vertel van alles wat gebeur het, hoe Annelie hulp gebel het, hoe hulle Elmarie uit die kruipruimte gekry het, hoe 'n spesialis nou betrokke was. Johan het sy gesig in sy hande begrawe. "Ek het so hard probeer. Ek het gedink as ek net vir haar 'n plek gee waar sy veilig voel, sal sy beter word. Ek het nie geweet ek maak dit erger nie. Jy het uit liefde gehandel," het Lindiwe gesê. "Maar liefde alleen is nie genoeg wanneer iemand professionele hulp nodig het nie. Jy het jouself ook siek gemaak in die proses." Die dokter wat vir Johan versorg het later met Pieter gepraat. Johan het 'n ernstige senuwee-ineenstorting gehad as gevolg van chroniese stres, uitputting en die emosionele las van wat hy probeer dra het. Hy het 2 werkstrooi gewerk om privaat sielkundiges te bekostig wat nie gehelp het nie, terwyl hy ook probeer het om Annelie se lewe so normaal moontlik te hou en vir Elmarie se al hoe meer behoeftes te voorsien. Hy het homself letterlik opgebrand, het die dokter gesê. As hy nog 'n maand so aangegaan het, kon dit permanente skade aangerig het. Intussen het Marais begin om met Elmarie by die huis te werk. Hy het verstaan dat haar na hospitaal neem katastrofies sou wees, so hy het 'n tuisbehandelingprogram opgestel. Die eerste paar dae het hy net by haar gesit in die sitkamer met die gordyne toe en haar laat praat oor die ongeluk en alles wat daarna gebeur het. Elmarie het vertel hoe sy en haar vorige man in die ongeluk was. Hy het op die toneel gesterf en sy het gesien hoe dit gebeur het. Die trauma was nie net die fisiese beserings nie, maar die beelde wat in haar kop vasgekeer het, die geluid van skerende metaal, die hulpeloosheid van in 'n verwoeste motor vasgevang wees terwyl die wêreld om haar chaos was. Na die ongeluk het sy Johan ontmoet in 'n ondersteuningsgroep. Hy was self deur trauma gegaan, sy eerste vrou het aan kanker gesterf en hulle het mekaar verstaan op 'n manier wat ander nie kon nie. Hulle het getroud en Johan het Annelie aangeneem as sy eie dogter. Maar die angs het erger geword. Elmarie kon nie meer kar ry nie, kon nie meer in enige voertuig klim nie. Toe het sy begin om bang te word vir groot ruimtes, vir plekke met baie mense. Haar wêreld het al hoe kleiner geword totdat sy uiteindelik net kon funksioneer in die kleinste, donkerste ruimtes. Die kruipruimte onder die vloer het gevoel soos die enigste plek waar die wêreld my nie kon seermaak nie, het sy aan Marais verduidelik. Dit was klein genoeg dat ek kon voel waar alles is. Daar was geen verrassings nie, geen groot oop ruimtes waar gevaar kon skuil nie. Marais het 'n plan opgestel wat klein, haalbare stappe ingesluit het. Eers net om in die sitkamer te sit met een lig aan. Dan om na die kombuis te loop. Dan om by die venster te staan en uit te kyk. Elke stap was klein, maar elke stap was 'n oorwinning. Annelie het ook begin om terapie te kry. Marais het 'n kinderpsigoloog, Susette Fourie, ingebring wat met Annelie begin werk het oor die las wat sy gedra het. Susette het vir Annelie gehelp om te verstaan dat dit nie haar verantwoordelikheid was om haar ma te versorg nie, dat sy toegelaat was om net 'n kind te wees. Jy het so baie gedoen, het Susette vir haar gesê, en jy was so dapper. Maar nou is dit tyd vir ander groot mense om jou ma te help, en vir jou om te speel en te lag en om te leer hoe om weer 'n kind te wees. Dit was nie maklik nie. Annelie het skuldig gevoel wanneer sy gaan speel het in plaas van om by haar ma te sit. Sy het bekommerd gevoel wanneer sy nie elke uur kon gaan kyk of haar ma oukei is nie. Maar stadig het sy begin om te ontspan, om te verstaan dat haar ma in goeie hande was.
Tannie Betty het 'n onwagte rol in die herstelproses gespeel. Sy het begin om elke dag kos te bring, nie net vir Elmarie nie, maar vir die hele huishouding. Sy het met Elmarie gesit terwyl Marais nie daar was nie, net geselskap gehou, oor gewone dinge gepraat. Haar teenwoordigheid was kalm en nie dreigend nie, en Elmarie het stadig begin om gemaklik met haar te voel. Ek het my eie demons gehad, het Tannie Betty vir Elmarie vertel. Na my man gesterf het ek nie geweet hoe om voort te gaan nie. Ek het maande in my huis gebly, bang om uit te gaan. Maar iemand het my gehelp, en nou help ek jou. Die gemeenskap het stadig begin om bewus te word van wat gebeur het. Nie al die details nie, want die familie se privaatheid was belangrik, maar genoeg dat mense geweet het die Botha gesin het ondersteuning nodig gehad. Kerklidmate het begin om kos te bring, om Annelie van die skool af te haal, om klein maniere te vind om te help sonder om te veel vrae te vra. 3 weke na die insident het Johan uit die hospitaal gekom. Hy was steeds swak, maar beter. Die dokters het hom gewaarsku dat hy sy leefstyl drasties moes verander, dat hy nie kon aangaan om homself so te druk nie. Hy het ook begin om terapie te kry, om te leer hoe om met stres om te gaan en hoe om op 'n gesonde manier ondersteuning te bied. Die dag toe Johan huis toe gekom het, was emosioneel vir almal. Elmarie was steeds in die sitkamer, maar sy was nie meer onder die vloer nie. Sy het op die bank gesit met 'n kombers om haar skouers en toe Johan inkom, het sy opgestaan en versigtig na hom toe gestap. Hulle het mekaar omhels en saam gehuil, jare se pyn en misverstand wat uiteindelik erken was. Ek is jammer, ek het jou so laat ly, het Elmarie gesê. Ek is jammer, ek het nie geweet hoe om jou reg te help nie, het Johan geantwoord. Pieter, wat daar was om te verseker die hereniging gaan glad, het gesien hoe Annelie tussen haar ouers gestaan en albei se hande gegryp het. Sy was die gom wat hierdie familie saamgehou het, al het dit haar amper gebreek. Marais het 'n familieterapie sessie gehou waar al 3 kon begin om oor hul ervarings te praat. Dit was die eerste keer dat hulle almal eerlik was oor hoe moeilik dinge was. Johan het toegegee dat hy nie geweet het wat anders om te doen nie, dat hy desperaat was. Elmarie het verduidelik hoe skuldig sy gevoel het oor wat sy haar familie aandoen. En Annelie, met die regheidheid van 'n kind, het gesê sy wou net hê haar ouers moet weer gelukkig wees. Ons gaan nie môre weer 'n perfekte familie wees nie, het Marais hulle vertel. Maar ons kan werk na 'n gesonde familie. Dit gaan tyd neem, en daar gaan moeilike dae wees, maar julle het reeds die moeilikste deel gedoen. Julle het erken daar is 'n probleem. Die behandeling het voortgegaan. Elmarie het begin om vir kort periodes by die voordeur te staan, met die deur oop. Die buitewêreld was oorweldigend, maar met Marais se begeleiding en Johan se ondersteuning, het sy klein stapte geneem. Elke keer as sy langer buite kon bly, was dit 'n oorwinning. Johan het geleer dat sy rol nie was om Elmarie se angs weg te neem nie, maar om haar te ondersteun terwyl sy leer om daarmee om te gaan. Hy het opgehou om vir haar die wêreld kleiner te maak en het eerder begin om haar te help om die wêreld hanteerbaar te maak. Annelie het teruggegaan skool toe met 'n beter ondersteuningssisteem. Haar onderwyseres, Juffrou Petersen, was ingelig oor die situasie en het ekstra aandag gegee aan die kind se emosionele welstand. Annelie het begin om vriende te maak, om te lag, om net 'n kind te wees. 6 weke na die insident het Elmarie haar eerste groot deurbraak gehad. Sy het tot by die tuinhekkie geloop, met Johan en Marais aan weerskante van haar. Haar hande het gebewe en sweet het op haar voorkop gevorm, maar sy het dit gedoen. Sy het buite haar eie huis gestaan, al was dit net vir 'n paar minute. Ek het dit gedoen, het sy gehuil toe hulle terug binne was. Ek het regtig buite gestaan. Die vooruitgang was stadig maar gestaag. Elmarie het begin om korter werksessies by die huis te doen, data invoer vir 'n plaaslike besigheid, iets wat sy van haar laptop af kon doen. Dit het haar 'n sin van doel teruggegee, 'n gevoel dat sy weer kon bydra. Johan het teruggegaan werk toe, maar net 1 werkstrooi. Hulle het hul finansies herrangskik, minder uitgegee, maar meer gefokus op wat regtig belangrik was. Die gemeenskap het ook gehelp met finansiële ondersteuning vir Elmarie se voortgesette behandeling. Maande het verbygegaan en die veranderinge het meer sigbaar geword. Elmarie kon nou in die tuin sit, kon saam met die familie eet by die tafel in plaas van alleen in 'n donker kamer. Sy het begin om boeke te lees wat nie net oor oorlewing gehandel het nie, maar oor hoop. Annelie het begin om tekens te wys van haar self. Sy lag het teruggekom, haar energie, haar kinderlike verwondering.
Suzette het vir Pieter vertel dat die kind merkwaardige vooruitgang getoon het in terapie, dat sy verstaan het dat sy nie verantwoordelik was vir haar ouers se geluk nie. Pieter het gereeld by die familie ingekuier. Hy het 'n spesiale band met hulle ontwikkel, veral met Annelie. Sy het hom aan sy eie kinderskap herinner, aan sy eie verlies, en hoe hy wens iemand was daar om hom te help toe hy 8 was en alleen. Jy het my lewe gered, het Annelie eendag vir hom gesê toe hulle saam roomys geëet het in die tuin. Nee, het Pieter geantwoord, jy het jou eie lewe gered deur te weet wanneer om hulp te vra. Ek was net die een wat geantwoord het. Die kruipruimte onder die vloer was verseël en die vloerplanke permanent vasgespijker. Johan en Dermarijs het saam besluit dat dit belangrik was om daardie fisiese herinnering te verwyder, om Elmarie te help verstaan dat dit nie meer 'n opsie was om terug te trek nie. In plaas daarvan het hulle 'n klein rusruimte in die huis geskep, 'n plek waar Elmarie kon gaan as sy oorweldig voel, maar een wat steeds deel was van die lewendige huis, nie afgesny daarvan nie. Dit was 'n plek met sagte beligting, gemaklike kussings en 'n venster wat sy kon oopmaak as sy gereed was. Die pad na herstel was nie gelyk nie. Daar was daar toe Elmarie teruggeval het, toe die angs te veel was en sy terug wou kruip na die veiligheid van isolasie. Maar nou het sy die gereedskap gehad om daarmee om te gaan, en 'n ondersteuningssisteem wat haar help het om deur die moeilike oomblikke te kom. Een van die grootste uitdagings het gekom toe Annelie 'n skoolkonsert gehad het. Sy sou in die koor sing, en sy het desperaat gewil hê haar ma moet daar wees. Dit sou beteken Elmarie sou 'n groot gebou vol mense moes betree, iets wat maande gelede volkome onmoontlik was. Ek wil so graag daar wees, het Elmarie vir Dermarijs gesê, trane in haar oë. Maar ek weet nie of ek dit kan doen nie. Kom ons maak 'n plan, het Dermarijs gesê. Kom ons kyk hoe ons dit haalbaar kan maak. Hulle het die skoolsaal vooraf besoek, vroeg in die oggend toe daar niemand was nie. Elmarie het die ruimte leer ken, geweet waar sy kon sit naby die deur, geweet waar die uitgange was. Johan sou by haar sit en Tannie Betty het aangebied om aan haar ander kant te sit. Die aand van die konsert was Elmarie se hande klam van senuwees. Sy het 3 keer amper omgedraai, maar elke keer het sy aan Annelie se opgewonde gesiggie gedink en vorentoe gedruk. Toe hulle by die skool aankom, was daar reeds baie mense. Elmarie het begin hyperventileer, maar Johan het haar hand vasgehou en saggies in haar oor gefluister, die tegnieke wat Dermarijs hulle geleer het. Asemhaal met my. In 1, 2, 3. Uit 1, 2, 3. Stadig het Elmarie gekalmeer. Hulle het in die agterste ry gaan sit, naby die deur soos beplan. Die ligte het gedemp en die konsert het begin. En toe sien Elmarie haar dogter op die verhoog staan, haar stem suiwer en sterk, en alles anders het weggedryf. Na die konsert het Annelie na hulle gehardloop, haar oë groot van opgewondenheid. Mami, jy het gekom. Jy het regtig gekom. Elmarie het haar dogter styf vasgedruk. Ek sou nêrens anders wou wees nie. Dit was 'n keerpunt. Elmarie het bewys aan haarself dat sy moeilike dinge kon doen, dat sy kon leef buite die veilige grense wat sy vir haarself geskep het. Dit het nie beteken die angs was weg nie, maar dit het beteken sy kon dit hanteer. Dermarijs het voorgestel dat Elmarie begin om ander mense te help wat met soortgelyke stryd deurgaan. Jy het te verstaan van hierdie stryd wat min mense het hy gesê. Jy kan hoop gee aan ander wat vasgevang voel. Elmarie het begin om by 'n ondersteuningsgroep vir mense met angssteurings betrokke te raak. Eers net as 'n lid, maar gou het sy begin om haar storie te deel, om ander te help verstaan dat herstel moontlik was. Intussen het Johan sy eie reis van genesing gehad. Hy het by 'n groep aangesluit vir mans wat sukkel met geestesgesondheid, waar hy geleer het dat krag nie beteken om alles alleen te dra nie, maar om te weet wanneer om hulp te vra. Hy het ander mans gehelp om te verstaan dat dit oukei was om nie al die antwoorde te hê nie. Annelie het ook begin om ander kinders te help. Haar onderwyseres het haar gevra om 'n nuwe kind in die klas te help wat ook 'n moeilike tuissituasie gehad het. Annelie het 'n empatie en begrip gehad wat buite haar jare was, maar sy het ook geleer om balans te vind tussen help en om nie te veel verantwoordelikheid te neem nie. Pieter het gereeld by die familie ingekuier, nie net as 'n polisiebeampte nie, maar as 'n vriend. Hy het met Johan gaan visvang, het vir Annelie met haar huiswerk gehelp, het saam met Elmarie in die tuin gesit en oor alledaagse dinge gepraat. Hierdie familie het iets in hom genees, 'n ou pyn oor sy eie ma se afwesigheid. Een middag, byna 'n jaar na die insident, het die Botha gesin 'n besluit geneem. Hulle sou die kruipruimte onder die huis omskep in iets nuuts.
Johan het die vloer oopgemaak en hulle het saam die klein, donker ruimte skoongemaak waar Almari so lank weggekruip het. Wat wil ons hiermee maak, het Johan gevra. Annelie het dadelik 'n idee gehad. Kom ons plant 'n tuin wat onder die grond begin, maar dan uitgroei na die son toe. Dit was 'n perfekte simbool. Hulle het die ruimte met grond gevul en saad geplant. Met tyd het plante begin groei, hul stingels uitreik na die lig bo. Dit was 'n herinnering dat selfs in die donkerste plekke groei moontlik was. Die gemeenskap het 'n bewuswording veldtog oor geestesgesondheid begin, geïnspireer deur die Botha familie se storie. Mense het begin om meer oop te praat oor hul eie terugles, om minder te oordeel en meer te ondersteun. Tannie Betty het 'n ondersteuningsgroep vir ouer mense begin wat met depressie en angs sukkel. Sy het Almari gevra om te kom praat om haar storie te deel. Almari het ingestem en alhoewel sy senuweeagtig was, het sy haar waarheid met moed gedeel. Dermarais het begin om opleidingssessies te gee vir plaaslike gesondheidswerkers oor hoe om trauma en angssterings te identifiseer en te behandel. Hy het die Botha familie se geval gebruik as 'n leerervaring in hoe belangrik vroeë intervensie is. Die veranderinge was nie net in die Botha gesin nie, maar in die hele gemeenskap. Mense het begin om meer bewus te wees van tekens van struggele by hul bure, vriende, familie. Hulle het geleer dat liefde alleen nie genoeg was nie, dat soms professionele hulp nodig was. 3 jaar na daardie Dinsdagmiddag toe 'n klein stemmie vir hulp geroep het die Botha gesin in die skoolsaal gesit vir Annelie se laerskool afskeidseremonie. Almari het in die middel van die gehoor gesit, omring deur mense, en sy het geglimlag. Daar was steeds momente van angs, 'n knoop in haar maag, sweet op haar hande, maar sy was daar. Sy het geleer dat moed nie die afwesigheid van vrees was nie, maar die keuse om voort te gaan ten spyte van dit. Toe Annelie na die verhoog genoem word om 'n toekenning te ontvang vir gemeenskapsdiens, het die hele gehoor gestaan en applaudeer. Hierdie kind, nou 10 jaar oud, het 'n bewustheidsveldtog by die skool begin oor geestesgesondheid. Sy het ander kinders gehelp om te verstaan dat dit oukei was om te sukkel, dat hulp vra 'n teken van krag was, nie swakheid nie. In haar toespraak het Annelie gesê, "Ek het geleer dat families nie perfek hoef te wees om sterk te wees nie. My familie het deur 'n baie moeilike tyd gegaan, maar ons het geleer dat met hulp, met liefde en met eerlikheid ons enigiets kan oorkom." Almari het trane oor haar wange laat loop, maar dit was trane van trots, nie hartseer nie. Sy het Johan se hand gegryp en na hom gekyk. Hulle het saam deur die donkerste dal geloop en aan die ander kant uitgekom, nie onbeskadig nie, maar sterker. Na die seremonie het Pieter by hulle aangesluit vir 'n vieringsete by Tannie Betty se huis. Die ou vrou het 'n groot uitgebreide maaltyd voorberei en die sitkamer was vol lag en stories. Dermarais en Susette was ook daar, asook ander families wat deel geword het van die ondersteuningsnetwerk. "Ek dink terug aan daardie dag," het Pieter gesê, "en ek kan nie glo hoe ver julle gekom het nie." Johan het sy kop geskud, emosie in sy stem. "Ons sou dit nie kon doen sonder al die mense wat ons gehelp het nie. Jy, Dermarais, Tannie Betty, die hele gemeenskap. Ons het geleer dat ons nie alleen hoef te wees nie." Almari het bygevoeg, "Ek het gedink die enigste manier om veilig te voel was om my weg te steek van die wêreld. Maar ek het geleer dat ware veiligheid kom van die mense om jou, van die verhoudings wat jy bou, van die moed om te leef ten spyte van die vrees." Sy het nou halfdag by 'n organisasie gewerk wat mense met agorafobie en ander angsterings ondersteun. Sy het ander gehelp om te verstaan dat herstel moontlik was, dat daar lewe buite die donker plekke van vrees was. Sy het haar eie pyn omskep in 'n brug vir ander om oor te loop. Johan het 'n beradingsrol aanvaar by sy werk waar hy ander mans help om oor geestesgesondheid te praat. Hy het gesprekke begin oor hoe tradisionele idees van manlikheid mans verhoed om hulp te soek. Hy het sy eie verhaal gedeel van amper alles verloor omdat hy gedink het hy moes alles alleen hanteer. Die tuin wat hulle geplant het waar die kruipruimte was, het wonderlik gegroei. Blomme het geblom waar daar eens net duisternis was. Dit was 'n daaglikse herinnering vir die familie dat groei moontlik was, selfs uit die donkerste plekke. Annelie het besluit sy wil sielkunde studeer as sy groot word. Sy wou ander kinders help wat deur moeilike tye gaan, kinders wat te veel verantwoordelikheid dra, kinders wat nie weet hoe om hulp te vra nie. Sy het verstaan dat haar ervaring, so pynlik as wat dit was, haar 'n unieke perspektief gegee het. 5 jaar na die insident het die Botha gesin 'n spesiale geleentheid gevier. Almari was uitgenooi om by 'n nasionale konferensie oor geestesgesondheid te praat.
Dit sou beteken sy moes na Johannesburg vlieg, iets wat jare gelede volkome onmoontlik sou gewees het. Die nag voor die vlug het sy nie goed geslaap nie. Die ou vrese het probeer terugkruip, maar sy het die strategieë gebruik wat sy geleer het. Sy het met Johan gepraat, met Dermarijs gebel, herinnerings van al die vooruitgang wat sy gemaak het herroep. Die volgende oggend, met Johan en Annelie aan haar sy, het sy op die vliegtuig geklim. Haar hande het gebewe en haar hart het vinnig geklop, maar sy het dit gedoen. En toe die vliegtuig opstyg en sy deur die venster kyk na die wêreld onder haar, het sy gevoel hoe iets in haar skuif. Sy was nie meer gevange nie. Sy was vry. By die konferensie het Almarie haar storie gedeel met honderde mense. Sy het vertel van die donker dae onder die vloer, van die desperaatheid, van die skaamte. Maar sy het ook vertel van hoop, van herstel, van die mense wat haar gehelp het om weer te leer leef. Ek wil hê mense moet verstaan, het sy gesê, dat geestesgesondheid net so belangrik is as fisiese gesondheid. Dat daar geen skande is in struggel nie. Dat hulp vra die dapperste ding is wat jy kan doen. En dat herstel moontlik is, selfs as dit onmoontlik lyk. Die gehoor het opgestaan en vir minute lank applaudeer. Na haar toespraak het dosyne mense na haar toe gekom, sommige om hul eie stories te deel, ander om te sê dankie vir die hoop wat sy gegee het. Terug in Bloemfontein het die gemeenskap 'n permanente geestesgesondheidssentrum gestig, genoem na die Botha familie se reis. Dit was 'n plek waar mense hulp kon kry sonder oordeel, waar families kon leer hoe om mekaar te ondersteun, waar niemand alleen hoef te sukkel nie. Pieter het 'n spesiale afdeling by die polisie begin wat gefokus het op geestesgesondheidkrisis. Hy het ander beamptes opgelei om sensitief te wees vir sulke situasies, om te verstaan dat nie elke oproep oor misdaad gaan nie, soms gaan dit net oor mense wat desperaat hulp nodig het. Die insident wat begin het met 'n klein meisie in 'n persrok wat vir hulp geroep het, het 'n rimpeleffek gehad wat ver buite een familie gestrek het. Dit het 'n gemeenskap verander, bewustheid gebring, lewens gered. Op 'n stil aand, jare later, het die Botha gesin saam in hul tuin gesit en na die sterre gekyk. Annelie was nou 'n tiener besig met haar studies in sielkunde. Almarie het gereeld optredes gedoen by konferensies en universiteite. Johan het 'n boek geskryf oor sy ervarings om 'n vrou met agorafobie te ondersteun. En Pieter het 'n erelid van die familie geword, altyd welkom, altyd deel van hul storie. Dink jy ooit terug aan daardie dag, het Annelie gevra. Almarie het geknik. Elke dag. Maar nie met spyt nie. Met dankbaarheid. Want daardie dag was die begin van ons ware lewe, nie die einde nie. En so het 'n storie wat begin het in duisternis, in vrees, in desperaatheid, uitgeloop op lig, op hoop, op transformasie. Die Botha gesin het nie net oorleef nie, hulle het floreer. En in die proses het hulle ander geleer dat geen situasie te donker is nie, geen struggle te groot nie, en dat met die regte hulp en ondersteuning, herstel altyd moontlik is. Vimda hysteria. Geliefde luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Almarie, Johan en Annelie julle harte geraak het. As julle, soos hierdie familie, ooit deur moeilike tye gaan, onthou dat hulp vra nie 'n teken van swakheid is nie, maar van ongelooflike krag. Vir meer stories wat hoop en inspirasie bring, het ons 'n spesiale versameling voorberei wat julle regs kan vind. As hierdie verhaal julle geraak het, moenie vergeet om op ons kanaal in te teken en 'n duim op te steek nie. Ons bring elke dag nuwe stories wat die kompleksiteit van die lewe verken, stories wat wys dat selfs in ons donkerste oomblikke, daar altyd hoop is. Deel julle eie gedagtes en ervarings in die kommentaarafdeling, want elke stem maak 'n verskil. Dankie dat julle saam met ons op hierdie emosionele reis was, en onthou, julle is nooit alleen nie.